Baie welkom by Agapai Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Na julle lokaal toe en julle aan die ander kant sit. Die boodskap wat ons vanoggend wil oordra gaan so 'n klein bietjie 'n ander vorm as gewoonlik aanneem. En daarvoor het ons goed gedink om 'n onderhoud te voer met twee dames uit ons gemeenskap uit wat oumas is, wat mamas is, wat lewensmaats is en wat professionele beroepsvrouens is. So ons het vir Karen Potgieter en vir Elsalie Pretorius genooi. So ek gaan hulle op die verhoog nooi en dan kan ons gerus vir hulle 'n lekker hande klap gee. Julle, dis my voorreg vanoggend om vir Karen Potgieter voor te stel. Sy is skoolhoof by Hoërskool Bergsig. Ek dink niemand wat hier sit weet nie wie en waar Hoërskool Bergsig is nie. So baie welkom by ons, Karen. Ons is baie bly jy is hier. En dan Elsalie. Elsalie, ek dink nie almal ken haar nie, maar ek dink almal weet waar is Buffelspoort ATKV en ons almal geniet dit vreeslik daarso. So Elsalie is die bestuurshoof daarso. En toe ons begin bid het en gedink het aan vandag, het Vader regtig net vir my julle twee se name gegee. Ek het al twee se name het ons gekry, want julle is, om die hoof te wees van so 'n groot skool, met al die personeel, al die kinders, al die verantwoordelikheid, om 'n personeel van meer as 200 mense en 'n ATKV oor te bestuur, dit wat julle doen, sien ons raak, en God sien dit raak. En ek weet, toe hy julle name vir my gegee het, is omdat hy ook, en dit is die boodskap wat ek net vir julle wil gee voor ons begin, hy is Elroy vir julle al twee. Hy sien julle raak, en ons sien julle raak, en ons is dankbaar om die voorreg te hê om vanoggend met julle twee te kan gesels. So baie welkom by ons diens. Baie dankie, groot voorreg om hier te wees. So ek hou nogal daarvan om onderhoude te kyk en ek sien hulle begin altyd met so 'n blokkie wat wys die opinies wat hier gelewer word. Is nie die van kyk net nie, maar van individue. So ek weet nie of ons dieselfde moet sê nie. Ek dink ons moet, dis nie Agapai se opinie nie. Is ons lewens. Dis julle Yes, dis julle lewens. So ons gaan graag na julle luister. So hoe dit gaan werk is, ons het so 5 vrae wat ons vir julle wil vra en ons het 30 minute om dit te doen wat al reeds begin het. En ek weet ons hou baie van gesels en ons het baie om te sê. So as jy gehoor dalk verveeld raak met dit, ons gaan later vir die mamas geskenkies gee, so moenie loop nie, bly. En as dit nie vervelig is, dan doen ons dit miskien met Vadersdag weer, ek weet nie, ons sal hoor. So, hier is ons vrae op die tafel. Ons vrae is op die tafel, ons het die vrae reg vir julle. Die eerste vraag wat ons het, is, hoe? So as ouma en as wat kleinkinders het, as 'n ma wat self haar eie kinders groot gemaak het en steeds teenwoordig is in hulle lewens, as 'n lewensmaat wat ook 'n rol het om te speel by die huis en as 'n professionele beroepsvrou, 'n skoolhoof, 'n oordbestuurder wat en daar's nog subkategorieë ook. Jy is nie net dit nie, jy is baie ander goed ook en baie plekke waar jy moet wees en rade waar jy moet dien. Maar hoe doen mens dit alles? Hoe hou mens al die balle in die lug? Kobus, dankie. Ek sal vanoggend begin. En my antwoord is eintlik baie eenvoudig, ek weet nie.
Daar's geen resep nie, daar's nie 'n boek wat 'n mens kan oopmaak en sê vandag doen ons dit en oormôre doen ons dat en ek het gelees ons moet so doen nie. Dis amper soos 'n mamma wat vir die eerste keer 'n baba het en gaan probeer om 'n boek te lees en as die boek sê op 3 maande moet dit gebeur, dan doen ons dit. Daar is nie 'n resep nie. Ek wil vir julle sê, in my elke dag se lewe, en ek sal dit nooit vergeet nie, die oggend, ek het my kantoor laat inseën, en ek stap in as hoof, en ek gaan sit voor my lesenaar, en my eerste gedagte is, Katryntjie, wat het jou besiel om dit te doen? En ja, Katryntjie is my troetelnaam van my kinders af, wat hulle ma so noem, so dit is vir my baie spesiaal. Maar in ieder geval, en Katryntjie het daar gesit, en ek het gesê, Here, ek gee dit alles aan U oor. Want daar is nie 'n resep nie, want vandag gebeur iets wat ek glad nie voor gereed was nie. En môre, ek het alles beplan, môre stap ek in my kantoor in en daar's ons 10 vergaderings wat skielik op my tafel is. So hierdie is absoluut net met genade van God. Ek probeer altyd om te sê, ek wil dit wat vandag op my kantoor se tafel lê, klaarmaak. Maar partykeer werk dit nie so nie. En dan moet ek weer na God toe gaan en sê, Here, gee my asseblief môre die genade en die krag, en ek dink die heel belangrikste in onderwys is die wysheid om die regte ding te doen en die regte ding te sê. So dis my antwoord in kort. Dan sê, môre almal wat ek nog nie gegroet het nie, hier's baie mense in hierdie gemeente by Buffelspoort waar ek is ons maar klein handjie. Dankie vir die geleentheid en julle sal sien, ek het my notas van toe ons ontmoet het en begin gesels het oor vanoggend, was dit beplan vir 1/2 uur as ek reg onthou en Karen, ons was baie lank daar, nee. Dit het 'n lekker kuier geword, so ek gaan bly by my notas, want ek voel dit wat die Here wil hê, ek vanoggend met julle moet deel, het ek vir hom gevra. En ek sal aanpas of aanhaak by Karen in terme van, jy beplan nie, weet jy wat môre gaan oplewer? Nee, ons weet nie. Vir my persoonlik, dink ek die Here net reg deur my lewe, alhoewel ek nie van die begin af die pad met hom gestap het nie, hy was net altyd daar, en vandag waar ek sit en ek kyk terug, ek was 'n jong meisie wat uit die skool uitgekom het, ek is weermag toe, my ouers het nie daai tyd geld gehad vir studies en tipe van goed nie, maar die weermag het my geslyp, het vir my dissipline geleer, het my respek geleer vir ander mense, en ek dink dis 'n lyn, dis 'n goue draad, wat 'n mens deur jou loopbaan neem, dis 'n draad wat jy neem waar jy in 'n seisoen is van net vrou wees, baie gereis, min by die huis gewees, kinders het gekom, ons gaan nou praat dink ek oor ondersteuning en goede, hoe dit net aangehaak het, maar ek dink, ja, is daar wat ons voel, ons wil ons mans vermoor, ons het daaroor gepraat, verseker, is daar wat jy voel, jy wil die kinders ophang, ons het dit sopas gesien daar op die groot skerm, maar aan die einde van die dag as 'n mens terugkyk, dan besef jy, dis regtig net die Here se genade. Vat elke dag soos hy kom, en dit is nie altyd maklik nie. Ek meen, daar kom uitdagings oor ons pad. Goed wat ek geleer het is soos, in die weermag het ek 'n kolonel gehad, ek weet nie of die mense is wat in die weermag was ook nie, maar dieselfde brief wat ek altyd moes skryf om mense te bevorder, het hy elke keer teruggestuur. Is 'n standaard brief, is net die naam wat verander, maar hy het vir my geduld geleer. En ek het dit nie besef daai tyd nie, maar in jou kinders se grootmaak, in jou lewe later, het jy geleer, dis daar's daai fondamente wat neergesit is. En, maar ek dink net, soos Karen sê, ek stap ook elke dag in my kantoor in met 'n verwagting. Vandag gaan ek hierdie doen, en ek het 'n teikendatum vir sekere goed, en ek kan nie verseker, ek stap nie een dag daar uit, wat ek voel ek het dit bereik nie. Maak het vrede in my hart daaroor, want ek weet die Here is in beheer, en hy loop vooruit, en hy beplan my dag vir my. Amen op dit, dankie Elsalie. Die volgende woord wat ek eintlik vir julle wil gee is identiteit. Julle weet, ek dink as mamas en as vrouens, verloor ons baie maklik ons identiteit in dit wat van ons verwag word, en dan nog beroepsvrouens ook. So, wie is ek buite my rol as ouma, as lewensmaat, as professionele persoon? Wat is my identiteit? Dis baie maklik en eenvoudig om te sê ek is 'n gewone vrou. Soos elke vrou wat hierso sit, is ek 'n gewone vrou. As ons die werk wegvat en ons vat ons families en goed weg, wat mense nie regtig kan wegvat nie, want dit bly deel van wie jy is. Wil ek sê, ek het baie ideale en drome gehad as 'n jong dame, en ek het drome gedroom wat ek geglo het, die Here gaan alles laat gebeur.
En kort voor lank, ek het hierdie week ook met my personeel gedeel Karen se storie. En Karen se storie was dat ek hierdie ongelooflike jong mens was wat baie goed gedoen het in sport. Dit lyk miskien nie vandag so nie, maar ek beloof julle ek het. Ek sê vandag hardloop ek nie waar ek wil wees nie, ek rol waar ek wil wees, maar ek is nog steeds gelukkig met myself. En in ieder geval het ek in 1989 gehoor dat ek nooit sal kan kinders hê nie. Dit was ons nie beskore nie. In 1994 toe ek swanger. En ons het 'n baie siek dogtertjie gehad. Vandag is sy gesond, sy het self 2 kinders. En ek en my man het baie keer op die bad se rand gesit en huil in die nag. Want ons het nie geweet hoe gaan ons hierdie klein dogtertjie groot kry nie. Net as ons dink ons het die een ding oorkom, dan gebeur die volgende ding. Daarna was ek swanger met 'n tweeling 4 jaar later, waarvan ons seentjie verloor het. En baie vrae gevra. Dit was ook my gebed altyd gewees dat my ma daar sal wees wanneer my kinders dan nou eendag groot is, ons saam met ons wanneer hulle trou, daar te wees en goed. En my ma het eendag langs my van die stoel afgeval met breinkanker. Dis gediagnoseer en 6 maande later is my ma oorlede. En ek het gedink die mat is heeltemal onder my voete uitgeruk totdat my pa beroerte gehad het en hy verlam is. En hy beland in Durban in die hospitaal waar die dokters vir ons sê, my pa sal nooit weer kan loop nie, hy is heeltemal verlam en hy sal ook nooit weer kan praat nie. En vandag is my pa 80, hy bestuur kar, hy praat ons ore van ons kop af. Hy loop, ja, hy is mank en hy sleep sy een been, maar hy loop, hy is waar ons wil wees. Inteendeel, hy het my gisteraand 9:30 gebel en gesê hy het dringend medisyne nodig. So my pa hou my op my tone. So my identiteit is om net mens te wees. My identiteit is ek het 'n gedeelte wat saam met my in my werk ingaan, maar ek is 'n gewone mens soos elkeen van julle met teleurstellings wat gereeld gebeur. Maar met die genade, en ons het dit gesing vanoggend, dit was vir my so amazing, om dit net weer vas te maak. Ons los dit wat agter ons is, en ons reik uit na wat voor is, want God wag reeds vir ons daar. So my identiteit is verseker in Christus, wat vir my die krag gee, om elke dag aan te gaan. Sjoe, amen, baie dankie. En jy? Amen. My reis het bietjie anders begin as Karen sinne en dit was so amazing toe ons hierdie gesprek, ons ken mekaar glad nie en ons ontmoet mekaar en om te sien hoe verskillend ons lewens is en hoe groot die Here se genade eintlik is. Ek is 'n aangenome kind en my ouers, my ma was 'n vroedvrou gewees, so sy was in die hospitaal. My oorspronklike ouers of my eie ouers was beide onderwysstudente op daardie stadium, kom uit 'n baie ryk gemeenskap uit en dit was 'n skande om 'n kind te hê wat buiteegtelik is. En so ek is toe nou gebore en toe my ma nou besluit sy gaan in die teater in of hier kom ek nou, toe besluit sy gaan my onder 'n vals naam registreer, nie onder haar nooiens van toe nou nie. So 'n storie van vals identiteit het nogals lank 'n deel van my lewe volgemaak. Ek is dieselfde aand nog na my aanneemouers se huis toe want hulle het gewag vir 'n baba. Ek was die 3de kind in die gesin wat uit verskillende gesinne uitgebore is en sy het my alsmaar daai aand huis toe gevat en net die volgende dag vir CMR laat weet, hoorie, hier is ons dogtertjie, ons het lank gewag, doen net die papierwerk. Maar dit het gelei tot 'n lewe van baie minderwaardigheid en baie verwerping en verwarring in jou lewe. Jy weet goed wat jou pla en jy het jou altyd gemeet om te kyk, is ek goed genoeg, want Hoekom het hierdie gebeur? En ek was in die bevoorregte posisie, ek is groot gemaak met die idee dat ek 'n aangenome kind is. En dit het die lewe vir my bietjie makliker gemaak, maar dit het nie die vrae weggevat nie. My neefie was ook 'n aangenome kind en hy het eers op die ouderdom van 40 uitgevind. En dit het sy lewe verpletter op daai stadium, waar vir my was dit totaal anders geweest, of vir ons kinders, totaal anders. En toe kom ek hier op 'n ouderdom van baie laat in my lewe, so 10 jaar terug, in 'n posisie waar ek in 'n manswêreld, in die ATKV, almal weet dis 'n ATKV oord, en ek geniet my werk, ek is al 24 jaar by die ATKV betrokke, maar ek kom in 'n omgewing waar daar net mans is, en jy hoort nie daar nie.
En dit vat my weer terug in daai verwerpingstyd in wat deel was van hierdie identiteit waarmee jy gebore is. En julle sal nie vir my glo nie, en die wat my ken sal weet, ek praat redelik baie daaroor. Ons oudste dogter is Stellenbosch toe, sy het 2 diensjare gedoen na skool, gaan studeer in Stellenbosch, vandag 'n dokter, ons is baie trots op haar, maar sy raak toe in 'n selgroep betrokke waar daar mense is wat vir haar bietjie valse lering gee. En alhoewel jy vir jou kinders bid en jy loop hierdie pad met hulle, was ek moedeloos op daai tyd, want dit het vir my gevoel, ek verloor my kind. My kind is nie eintlik meer my kind nie, dis nie die kind wat ek ken nie. En hierdie goed kom net weer terug in jou. En ek deel dit met julle, want dalk is daar iemand wat dit vanoggend moet hoor. Ek het een oggend in my sitkamer daar by Natalia, waar ek oordbestuurder was, voor ek hierdie kant toe gekom het, sit ek in my sitkamer en ek bid, en ek sê vir die Here, ek is moedeloos, want elke keer as hierdie kind bel, dan sê my man, bly net stil, bly net kalm, kom, raak net rustig, moenie met haar argumenteer nie. En ek het haar net gechallenge, elke keer gesê, dit wat jy huis toe bring, waar in die woord staan dit? Bring vir my die woord, bring vir my die skrif. En dan sê hy, moenie konflik nie, los haar net, sy sal oor hierdie seisoen kom. En ek sal nooit vergeet nie, omtrent 8 jaar terug, toe sit ek in die sitkamer en ek bid die oggend, ek in my stilte tyd, en ek bid weer vir die kind van my, en die Here sê vir my, wat is jou fout? Sy's nie joune nie. Sy's my kind. Ek het haar vir jou gegee, om haar vir my groot te maak. En dit is asof daar iets in my gees gebeur het, en die seisoen tussen my en haar, het op daai stadium verander. Maar vir my hele lewe, was dit, ek's nie goed genoeg nie, hier gaan my kind ook nou weg, nee? Is 'n klomp goed wat ek vir julle sê. Maar vandag as ek terugkyk in die wêreld waar ek sit, dis fyn. Die mans pla my nie meer nie, die organisasie pla my nie meer nie, die struktuur pla my nie meer nie. My kind is gelukkig en ek is gelukkig. Maar dit is 'n seisoen en 'n lewe wat jy moet deurgaan. Dankie, Ans. So, baie dankie. Die volgende vraag wat ons het is ondersteuning. En nou dat ons gepraat het oor identiteit en al die uitdagings omtrent dit, is ondersteuning definitief nodig. So, hoe lyk ondersteuning? Hoe lyk gesonde ondersteuning vir julle? Kobus, dankie. Jy kan nie sonder ondersteuning nie. En dit is nou nie net van jou gesin en jou man. Ondersteuning is 'n baie groot gedeelte van 'n mens se werk. En ek dink in elke liewe mens se werk. Nou ek het die wonderlikste man wat daar seker op hierdie aarde is. Ek en my man ken mekaar vandat ons 13 of vandat ek 13 jaar oud is, hy's 14 jaar oud. Toe was ons gekuis gewees, verloof geraak, getroud en nog steeds ek is gelukkig getroud. Ek weet nie van hom nie, maar ek is baie gelukkig getroud. Maar ek het 'n man wat my ondersteun in nie net emosioneel wat ons met mekaar kan kommunikeer nie, want ek dink kommunikasie is partykeer eintlik ons grootste vyand, want ons dink mense weet wat ons wil hê moet gebeur. En ons kommunikeer nie ordentlik nie, en ons het nou die dag ook gepraat daaroor, dat kommunikasie is ook 'n vorm van gevoel. Ek wil vinnig met julle deel, ons het 'n seun gehad in 2020, wat van die 3de verdieping van ons skoolgebou afgespring het, om te probeer selfmoord pleeg. Dit was 'n dag in my lewe wat ek nooit sal vergeet nie. En nadat ek die aand laat eers omtrent 8:00 by die huis gekom het, want julle kan nou net vir julleself dink, wat se vorms moet alles ingevul word, en verslae wat oral moet heen gaan, letterlik van nasionale onderwysdepartement tot onder by jou area bestuurder. Maar 'n lang storie kort, toe ek die aand daar instap, toe sit my man daar so met 'n kerslig ete. En ek is so in, kan dit wees? Kan hierdie man van my so goed wees vir my? En die eerste ding wat hy wou geweet het is, hoe gaan dit met jou? Hy wou nie geweet het, wat het ek gedoen en of ek het die regte dinge gedoen het nie, want dit glo ons het die Here ons klaar en gelei. Hy wou geweet het, hoe gaan dit met my? En nadat ons geëet het en ek met hom gedeel het en ek vir die eerste keer in trane kon uitbars, want 'n mens moet maar sterk wees, maar ek kon in trane uitbars en net my emosie by hom gee, vir hom gee. Toe sê hy vir my, dis wonderlik dat ek saam met of hier by hom kan sit en huil, en nou gaan ons
'n lekker borrelbad vat. En dis daai gevoel. En dit het ek, en hy het dit vir my kinders ook geleer. So ek het 'n ongelooflike familie. My kinders, en ek wil nie praat van skoonseuns, want ek het net 2 seuns ryker geword, toe my dogters getroud is. So ons het 'n ontsettende sterk familie. Maar ek wil ook vir julle sê, my personeel by die skool. Onthou die onderwys is maar gewoonlik, is die man mos maar die hoof, en skielik het jy nou hierso 'n vrou as 'n hoof. Maar ek het 'n wonderlike voorreg om so 24 mans personeellede te hê. En 'n simpel ding, soos ouer aand. Niemand verlaat die skool, daai man staan reg by my kar, agter my kar. Want ek loop natuurlik nie voor al die onderwysers weg is en die kinders weg is en ek seker die skool is reg om gesluit te word nie. En daai manne staan vir my en wag. En dit sê net vir my dat daai ondersteuningsraamwerk kan ek nie sonder hulle nie. Hierdie Vrydag wat verby was so 'n lawwe dag geweest. Dit is een of ander TikTok trend wat hulle gedoen het. En ons sit in ons bestuursvergadering en hulle begin vir ons sulke snaakse boodskappe stuur en ek sê vir die bestuur, hulle gaan ons nie ore aansit nie, ons gaan vir hulle vat. En ons begin vir hulle self ook, die hele personeel, foto's te stuur en boodskappe te stuur. En uiteindelik word hierdie so 'n lekker dag. En aan die einde kom die een persoon na my toe en hy sê vir my, mevrou, baie dankie vir die lekkerste dag van lag en vreugde. En dit is ook ondersteuning. Ja. So ek wil vir julle sê, sonder ondersteuning kan geen mens suksesvol wees nie. Ons weet God se ondersteuning is daar, daaroor hoef ons nie eers bekommerd te wees nie. By my personeel begin ons elke oggend met God se ondersteuning. Maar die ondersteuning van ons mense en engele wat God op ons pad plaas, moet ons nie miskyk nie. En ek wil vir julle 2 vanoggend sê, julle was 2 van daai engele wat God op my pad geplaas het, want ek het vir 'n wyle getwyfel, Katrein, is dit wat jy nog doen, die regte ding? En hier kry ek die oproep. So ek waardeer dit en ek sien dit raak, baie dankie. Dankie, Karen. Sy. Dankie. Baie dankie. Ja, ondersteuning by my is ietsie anders. Ek dink as 'n mens kyk, ons wat hopelik in hierdie gemeente of in hierdie gebou sit vanoggend, ken almal die Here, ons stap die pad. Ons huwelik het nie op daai rots begin nie. Ons het eers later die Here in ons lewe gekry. Maar as ek terugsit vandag en ek kyk terug na die ondersteuning, was hy altyd daar. As ek terugdink in die tyd toe ek moes baie reis, was my man lief vir sport, so hy kon gaan oefen, ek was nie in sy pad nie. Ek het nie gekla omdat hy nie by die huis is nie, want ek was nie by die huis nie. Toe kom ons in 'n seisoen waar ons kinders klein is, op skool is, en Karen het nou gesê, ek het nou vir haar gelag, want haar hele gesin is vanoggend hier, en ek sê vir haar, sy is so bevoorreg. Myne is almal in die Kaap, so my kinders, my kleinkinders, almal is in die Kaap, en ons moet dit balanseer, dit gaan oor balans, en toe die kinders op laerskool was my ouers, het hulle by ons ingetrek, maar ek het op die kleuterskoolfase die Here absolute engel oor my pad gestuur, en haar naam is Rita. Nou ek het gaan draf een Sondagmiddag, toe het ek ook nog Karen dit gedoen, en haar ouers het in die pad afgery, en hier stop hierdie karretjie met die oom en die tannie, en hulle sê, my kind, waar is die kleuterskole hier, en waar is dit, en waar is dat, en ons so vinnig connect ons, en toe sit mense van Bloemfontein, en so binne 'n maand toe trek Rita hulle in die huis so, net so skuins oorkant ons in. Maar Rita was 'n vrou wat net in die oggende vir haar man gewerk het, en in die middag het sy die kinders gaan haal, en dan bless Rita my kinders. So as ek laat moes kom of so, ek het geweet my kinders is gesorteer. Toe kom ons in die volgende seisoen, waar my ouers by ons moes kom bly, toe hulle aftree, het hulle na ons kant toe geskuif, en hulle het in die huis ingetrek, en toe is hulle net daar. My ma was wel bedlêend op daai stadium, maar my pa kon na die kinders omsien. En so kan ek deur my hele lewe gaan. Jy het mense nodig, jy het 'n netwerk nodig. Ons het nie op daai stadium, toe voor my ouers gekom het, hulle toe nou ouer geraak, aanbeweeg, kinders het groter geraak, maar daar was altyd iemand of iets. Daar was 'n selgroep, daar was mense wat omgegee het, daar's harte wat dieselfde geklop het. So dis belangrik om vir jou netwerk te kry, en vandag kyk ek na my netwerk, daar's mense op my span wat jou grensloos irriteer, ek sal dit vandag eerlik sê, sy lag lekker, want ek weet sy voel ook so, en daar's al mense op jou pad wat net jou engele is, waar jy net kan gaan sit en net sê, ek het ook 'n moeilike dag, of dit gaan nie goed met my nie, met wie jy eerlik kan wees. So as dit oor ondersteuning gaan, ouens, bou vir jou daai netwerk, veral mamas met klein babietjies. Ek weet, ek was bevoorreg geweest om in 'n organisasie te werk, waar ons mekaar gerespekteer het. As jy vandag in 'n bestuurspos sit, moenie laat jou personeel
verwaarloos word omdat jy wil hê hulle moet 8 tot 5 werk nie. Gaan kyk na maniere hoe jy daai mamma met 'n baba kan akkommodeer. Die een wat sport wil gaan bywoon, kan akkommodeer. Gee hulle die voorreg en die geleentheid om te kies, want jy gaan meer uit hulle uitkry. Maar ondersteun mekaar. Sjoe, baie dankie vir daai Elsalie, dit is kosbaar. Julle, en dan seisoene. In watter seisoen bevind julle tans? Ons almal, jy het nou 'n bietjie geraak aan seisoene. So ons gaan sommer nou oor daarin, maar ja, watter seisoen is julle? Wie wil begin? Ek dink ek is in 'n seisoen, ek wil eers sê van aanvaarding. Weet 'n mens as jy jonk is, dink jy moet alles kan doen en alles wat jy doen moet reg wees. En dan kom jy in 'n seisoen van jou lewe wat jy net aanvaar. Ja. Jy maak foute en jy lag eintlik oor jou foute en ek dink dis ook baie belangrik. 'n Mens moet God se humor ook sien. Ek lag gereeld vir dinge wat gebeur en dan dink ek dit kan net van die Here afkom, hierdie wat nou met my gebeur. Maar ek dink ek is in 'n seisoen van, laat ek so sê, ek was in 'n seisoen van, ek gaan die stokkie nou begin oorgee, wat ek definitief besig is om te doen. Ek is jare die voorsitter van die skole netbal in ons provinsie, en ek is op die nasionale komitee by die netbal van die skole, en ek is by die SOE, so ek het baie ander dinge behalwe skool hou, wat my besig hou. En net toe ek nou eintlik rustig raak, en ek dink ek is nou besig om die stokkie oor te gee, wat ek weer 'n keer sê, ek definitief besig is om te doen. Toe kom die Here en hy sit hier 'n ding op my pad en ons voorsitter van ons provinsie van die SOE bedank skielik. En ek word binne 'n week verkies as die nuwe voorsitter. En ons president van die SOE sê vir my, Karen, SOE het jou nodig op nasionale vlak. En ek en my man het lank daaroor gedink en ons het gebid hieroor. En die Here het nou weer 'n ander deur vir my oopgemaak. So ek dink die beste wag nog. So dis my seisoen waar ek is. Ek is op pad. Maar dat ek definitief die jonges besig is om te leer en vir hulle ook die geleentheid te gee om te groei is vir my baie belangrik. So ek is in 'n seisoen van oorgee, maar ook in 'n seisoen van die beste lê nog voor. Wow, dis great. My seisoen kom amper aan 'n einde. Ek het nog so 2 jaar oor, dan kan ek by my gesinne, my kleinkinders gaan aansluit, en hulle kan nie wag nie, ek ook nie. Maar ons geniet die seisoene waarin ons is, en ek dink ek het so 'n bietjie vir hulle gedeel. Ek het nou al vir hulle gesê, ek was in 'n organisasie waar jy in 'n beroep gekom het 10 jaar terug, waar jy tussen die mans moes staan, jy moes op die rots bou. Maar die Here het vir my so 14 jaar terug in 'n Ester seisoen ingesit, waar hy vir my na 'n oord toe gestuur het, waar ons deur 'n vloed is, en waar ons baie goed geleer het, waar baie mense, jy moes ondersteun eintlik in daai tyd. En Ester het vir my gebring in 'n Deborah seisoen in, waar ek die eerste keer as 'n oordbestuurder aangestel is in die organisasie. En toe is ek weer nou teruggestuur Buffelspoort toe met 'n Ester hart. Maar in die 5 jaar wat ek aan hierdie kant is, het ek gevoel ek het nooit regtig by die Ester hart uitgekom nie. En ons aftree ouderdom, ek sou nou hierdie maand klaar gemaak het. Dit was nou die einde. Maar toe het hulle so 'n paar jaar terug die einde aangeskuif met 2 jaar. En toe ek so November maand by die Here sit en ek sê vir die Here, nou, wat nou? Ek meen, ek het nie beplan om nog 2 jaar langer hier in Buffelspoort te wees nie. Wat wil jy hê moet ek doen? En ek dink die Here het net vir my teruggekom en bevestig, ek het jou gaan plan daar, want ek het geweet die seisoen om mense te gaan groot maak en in mense te belê en te investeer in mense en weer jou Ester hart te kry en nie Deborah te gaan staan en te veg nie vir dit waarin jy glo en wat jy wil bewys en waantoe jy op pad is nie. En ja, mense leer ander stokperdjies aan. Ons het ook gelag daaroor, Karen se teenoor myne. Ek is iemand wat hou daarvan om goed met my hande te skep en met wol te werk en goed. So ek brei gereeld en die kleinkinders kan nie wag nie, want elke keer as hulle kom is daar nuwe babie klere, jy weet, daar's 'n nuwe kas vol goede. So die Here sit jou in 'n seisoen en myne is in my laaste tyd, my tyd loop uit en mens moet leer om hierdie verandering te hanteer, maar ek is dankbaar vir elkeen waar ek is en dit wat ek kon leer in daai seisoen, want dis die investering, né? Dis my storie wat ek vandag met ander mense kan deel wat tans nog in die werksplek is en uitdagings het. Sjoe, dankie. Baie dankie. Ons laaste vraag is verwagting. En ons het nou gesê, ons het oumas en ma's en lewensmaats en professionele beroepsvrouens en elke liewe een van daai rolle het sy eie verwagtinge en dit bring die woord by my op balans.
So ek wil vra, en ek dink dit is almal se vraag, is bestaan balans regtig? Hoe lyk balans? Is dit iets wat ons miskien nastreef wat onrealisties is? Wat is balans vir julle? Ek dink nie daar kan regtig 'n balans wees in terme van dat ons sê 20% is nou gesinstyd, 20% is skooltyd, daar bestaan nie so iets nie. Want vandag se balans, vandag wat Sondag is, wat Moedersdag is, behoort aan my gesin. Natuurlik eers aan my Here, maar dan aan my gesin. So my tyd gaan daaraan wees. So ek het gister gewerk sodat ek vandag geen skoolwerk hoef te doen nie. So gaan môre weer 'n dag wees wat ek dalk bietjie later moet werk. Maar ek moet ook weet dat ek my dogter sal bel en sê mamma, ek het regtig 'n krisis, kan mamma my help? En dan vir 3 ure my werk, my ander goeders op sy stoot en dan is dit ouma tyd. En ek geniet dit ongelooflik. Ouma tyd is seker die beste tyd van 'n mens se lewe. Ja, so balans is wat elke dag bring. En ek dink ek as mens moet daai balans skep, om te weet wanneer om te sê ja, wanneer om te sê nee, maar ek moet ook groot genoeg wees om perke te hê, om te weet tot hier toe en nie verder nie. En ek dink veral met ons wat met groot personeelkorps sit en werk en ook met kinders, is dat almal sal weet waar is die grens, waar hou die dinge nou op, tot hier toe en nie verder nie. Ek sê altyd, en ek sê dit met 'n tong en 'n kies, as 'n baie kwaai man 'n hoof is die man dinamies. Maar as 'n baie kwaai vrou 'n hoof is, gebruik hulle graag 'n ander woord daarvoor. Maar ek gaan dit nie hier herhaal nie. So ek is ook 'n dinamiese vrou wat my vrou kan staan, nie noodwendig my man kan staan nie, maar met liefde my grense kan stel. En ek dink dit is die balans wat ek bring. Ek hou van dit, grense is belangrik in balans. Dis baie mooi gesê. Balans lyk vir elke mens anders. Vir my man is balans om te gaan fietsry en te gaan visvang. Vir my is balans om net in die seisoen waar ek is by die huis te wees en rus en vrede te hê. Maar ek dink as ek kyk na balans, ek het my tyd op Sondag uitgekoop. Ek het besef, as ek nie iewers vir myself daai grense gaan stel en my personeel en my diensbestuurder weet, op 'n Sondag moet die oord regtig afbrand voordat jy my kontak nie, dan sou dit my opgeëet het en ek sou nie 'n goeie balans gehad het nie. En as jy nie kan balans handhaaf nie, kan jy nie 'n goeie mens vir niemand wees nie. Jy kan nie waarde toevoeg tot iemand se lewe as jy self uitmekaar uitval nie. So my grense en my balans wat ek begin stel het, is om Sondag tyd vir myself uit te koop, en of ek niks doen nie en of ek iets gaan doen, maak ook nie meer aan my saak nie. Want dit het vir my ook geleer, iets wat ek geleer het in hierdie tyd is ook, dat as die kleinkinders kom kuier, is die huis altyd deur mekaar. Nou ek weet, hier's baie mamas wat sit soos wat ek was toe ek jonger was. Die huis moes netjies, want as iemand kom kuier, moet hulle tog netjies die huis deur mekaar nie, né? Nou val ek oor die goed, en dit pla my nie. Ek het geleer dat as die klere op die grond lê nie, mandjie lê nie, is okay. Dit gaan my nie in die hemel bring nie. Dit wat ek gaan doen, dalk gaan my daar uithou. So daai keuse moes ek in my lewe maak om daai balans te handhaaf en net om emosioneel te herlaai. So dis vir my belangrik en dis balans vir my, Kobus. Dis kosbaar. Ek het dan nou gesien, hulle het vir 3 minute by ons gesteel. Ja, so ons kan maar Het jy 3 nog 'n minute laaste- oorgaan. Ek wil graag vir julle twee vra. Baie dankie vir alles wat julle vandag met ons kom deel het en al hierdie pitcalls. Maar as jy nou vir 'n 25-jarige of 'n jong mamma of 'n jong onderwyseres Karen en jy vir daai Elsa Lee wat jong uit die weermag uitkom en ook 'n jong mamma, 25-jarige jy, wat sal julle vir 'n 25, 22-jarige Karen en Elsa Lee sê vandag, elkeen? Wat sal jy vir Karen sê en wat sal jy vir Elsa Lee sê? Want hier sit baie Karens en Elsa Lees. Ek sou baie eenvoudig gesê het, hou op om 'n vraagteken te sit waar God 'n punt gesit het. Ek dink dit, ons het soveel vrae en saam met dit, en ek het juist my foon saamgebring want ek is bang ek vergeet dit wat ek wou sê. En dit sê, God's timing may test your patience, but it will never fail your purpose. En ek dink dit is in 'n neutedop wat ek vir Karen sou gesê het. Dis awesome, baie dankie. En jy? Ja, ek sou vir myself gesê het, ek sou nog meer tyd met my kinders wou spandeer toe hulle klein was.
Want 'n mens het 'n beroepslewe gejaag en jy het dalk ander goed nagejaag en jy voel jy dalk tyd gemin of te min tyd met hulle spandeer, so ek sou meer tyd. Ek sou vroeër begin spaar het, so die van julle wat nog jonk is, ek wat nou op pensioen gaan, luister vir die ouer dame, begin spaar vroeër. En dan het ek 'n liedjie en ek het dit gaan soek, maar ek kon hom nie kry nie, maar daar was iewers 'n Afrikaanse liedjie wat gesê het, jy sit op die stasie en jy wag. Jy weet nie waarvoor jy wag nie. Koop die kaartjie. Klim op die eerste trein wat verbykom. Moenie wag nie. Klim op die trein, geniet jou lewe en maak die beste van elke situasie, want dit is kort en is kosbaar. Ja, en omdat God leef, sien ons kans vir môre. Laat dit julle inspirasie wees. Môre is nie gewaarborg vir almal van ons nie. Sjoe, dankie. Dis kosbaar. Elsie, jy het gesê jy was in die weermag. Wat se rang? Ek is uit as 'n kaptein. Kaptein, En ek wil net vir julle sê, dit was ook 'n struggle, want my man was 'n onderoffisier en ek was 'n onderoffisier. En in die dae toe ons getrou het, hy moes gaan toestemming vra om met my te trou. Nie vir my ouers nie, vir hoof van die weermag, want hy's 'n onderoffisier. So die wat uit die weermag uitkom, dis ons grappie in ons lewe. Hy het op aandag gestaan, Kobus, voor hy in die bed mag geklim het. Well done. Daai tyd is verby. So kaptein Elsie en juffrou Karen, baie dankie vir julle tyd en baie dankie dat julle bereid was om sommer net julle lewens oop te maak met ons en ons waardeer dit regtig baie. So ons het so ietsie kleins wat ons vir julle wil gee net om dankie te sê en ek is seker as julle afbeweeg, Baie dankie. dan sal julle 'n handeklap ook kry. Dankie. Baie dankie. Ons waardeer dit. Dankie vir jou hier. Dit was awesome, net goed gedoen. Ja. Ek wil graag vra so aan die einde dat al die mammas, oumas, ouma grootjies sal opstaan vir ons. Ons wil julle graag bederf met ietsie, maar ons moet weet waar julle is. So as al die mammas en oumas, ouma grootjie net vir ons sal staan asseblief, wat ons net weet, die vrouebediening wil graag vir julle ietsie uitdeel. Ek dink as ek een ding besef het uit vanoggend, dan is dit dat vandag miskien moet ons eerder 'n bietjie skuif op hierdie Moedersdag van nie meer om meer te gaan doen nie, maar om te weet en om te onthou wie elkeen jy onder dit alles is. Kom ons gaan kyk weer bietjie. Ek dink dis 'n boodskap wat ons hier gekry het. Balans, identiteit. Kan ek maar bid? Terwyl julle so staan, wil ek net vir ons bid. Hemelvader, dankie vir elke mamma wat vandag in hierdie gebou opstaan. Here, dankie vir wie elkeen van hierdie kosbare vrouens is. U het 'n ma baie spesiaal gemaak. En ja, Vader, hier is mammas dalk vandag wat staan, wat verlang, wat gemis het. Hier is mammas wat vol vreugde is, hier is trotse oumas, ouma grootjies. U ken elkeen se hart. Ons kom salf elkeen vanoggend, Here, ons kom in die gees van ons hulle kom salf en kom opdra aan U, en ek wil kom bid dat U elkeen styf sal vashou. Dat U 'n wrap around love blanket om elkeen se skouers vanoggend sal gooi. Want ek weet, Here, U is stil tevrede oor elkeen. Al is daar dae wat ons soos afkophoenders rondhardloop, as mammas, as vrouens, as oumas, is U nog steeds stil tevrede oor elkeen. En U wil vir elkeen vanoggend kom sê, mooi so my dogter, ek sien jou raak, en ek is lief vir jou, en jy is kosbaar. En dankie, Here, vir die genade om 'n ma en 'n ouma te kan wees. Dankie vir die voorreg. En dankie, Here, vir elkeen wat saam met my vanoggend kan staan, en ons kan dit nie sonder U doen nie. Ons het U so nodig, en ons is so afhanklik van U. Maar Here, ek wil afsluit met hierdie woorde, help elkeen van ons om minder te doen, en om meer te wees, soos Maria, en meer te word wat U wil hê ons moet wees. En ontmoet elkeen op die seisoen, en die plek, waar ons op hierdie stadium van ons lewe is. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.
Ek het probeer uitwerk, maar dis onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waar laat word. Een keer 'n jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare. Altyd slaggereed om harde vrae te vra. En as ek gaan stil staan en my oë toemaak, onthou ek jou raad. Jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. En al die mense spesifiek bou na ons laaste aktiwiteit toe en jy weet dit dalk nie van my nie, maar ek moes eintlik 'n vrou wees. So hoe dit werk is ek is die jongste van 3 kinders. So die eerste 2 was seuns gewees en toe was die hoop en die verwagting was daar dat die derde een nie ek sal wees nie. En toe is dit ek. So ons weet dat ma's gelukkig lief is vir jou, maak nie saak wat nie, nê? Daar's die gesegde wat sê jy het 'n gesig wat net 'n ma kan lief hê, nê? So ons weet ma's is lief vir ons, maak nie saak wat nie. Nou ek dink ons almal kan saamstem nadat ons vandag na hierdie 2 vrouens geluister het en hoe hulle probeer om hierdie balans uit te werk tussen ouma, tussen mamma, tussen lewensmaat, professionele beroepsvrou wees, dan besef mens opnuut hoeveel ma's dra, hoeveel opoffering daar is. Maar dit is nie iets wat net 'n waarheid is van moderne ma's nie, dis eintlik 'n waarheid wat al van die begin af kom. Toe God besluit het om 'n verlosser na hierdie wêreld toe te stuur, toe het hy ook 'n ma gekies. En dit was nie 'n perfekte ma gewees in die wêreldse standaarde nie, sy was nie bekend nie, sy was nie ryk nie, sy was net beskikbaar gewees vir God. En as ons in die evangelies gaan lees, en almal van hulle praat maar net van haar naam, maar Dr. Lukas, hy brei nogals uit oor haar. En wanneer ons sy evangelie lees, dan ontmoet ons hierdie jong meisie met die naam Maria. En dan sien ons dat sy ook maar net 'n tiener was, heel waarskynlik, dat sy nie status gehad het nie, sy het nie 'n platform, sy het nie 'n platform gehad nie, sy het nie 'n titel gehad nie, maar soos Leani ook nou hierso vir hulle gesê het, Elroy hier, nee, God het haar raak gesien, en God het 'n plan gehad met haar lewe, en terwyl ons vandag so na hulle luister, en hulle verhale luister, dan wonder ons by onsself, hoe lyk of wat maak dit dat iemand werklik besonders is?
Is dit al die werk wat hulle gedoen kry? Is dit die verskillende rolle wat hulle gebalanseer kry? Is dit maar net om baie sterk voor te kom of lê werklike besonder wees, lê dit op 'n baie dieper vlak? So wanneer ons na Maria kyk, dan sien ons 5 kenmerke van haar. 5 maniere hoe sy beskryf word, wat ek vanoggend graag met ons wil deel. En ons gaan die eerste hoofstuk van Lukas, gaan ons net so 'n paar versies uithaal, en ons gaan dit net so 'n bietjie raak lees, oor wat haar besonders gemaak het, hoe sy beskryf word. En die eerste 2 verse is vers 26 en 27, wat sê, toe Elisabeth 6 maande swanger was, het God die engel Gabriël na Nasaret toegestuur, 'n dorp in Galilea, gestuur na 'n jong meisie met die naam Maria. So die eerste ding wat ons sien, hoe sy beskryf word, is dat Maria was 'n gewone mens. En ons het dit vandag hierso gehoor ook. Gewone mens uit 'n afgeleë dorpie wat niemand regtig eens geken het nie, was dit nie vir haar en vir Jesus wat van daar af kom nie, het niemand eens geweet waar is Nasaret nie. Net 'n gewone tienermeisie, gewone lewe, gewone drome, totdat God haar geroep het. En so word ons net herinner dat God gebruik nie perfekte mense nie. God gebruik gewone mense, mense met emosies, mense met wat ook vrae het, mense wat ook onsekerhede het, mense soos ek en jy. Hy gebruik gewone mense om buitengewone goed te doen. Ok, dan lees ons verder na 'n volgende eienskap van haar, 'n paar verse aan. Maria het geantwoord, ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Dit het sy vir die engel gesê. So haar reaksie op God se roeping is nie een van trots en selfvervulling nie. Maria was nederig geweest. Haar reaksie op God se roeping was eerder een van oorgawe. Sy sê eenvoudig wie sy is, ek is 'n dienares van die Here. So ware nederigheid beteken om beskikbaar te wees vir God se wil. Al verstaan jy nie noodwendig alles nie. Haar reaksie op God se roeping was nie 'n houding van kyk hoe spesiaal is ek nie en kyk hoe great is ek nie. Dit was eerder net gewees, Here, gebruik my. En dalk is dit iets wat ma's besonders maak, nee, is nie al die aandag of al die erkenning nie, maar dis daai stille opoffering. Dis daai dien. Dis daai bereidheid om hulle self vir ander te gee. Kom ons kyk na die derde eienskap wat haar so besonders maak, vers 46 en 47. Maria het geantwoord, ek prys die Here, ek juig in God, my verlosser. So Maria was ook aanbiddend. Haar reaksie op God se roeping was nie 'n vrees en ek gaan terugstaan of ek gaan kla hieroor nie, maar dit was gewees, ek gaan nader. Ek gaan dit embrace. Ek gaan hom aanbid. So in tye van onsekerheid, in tye van vrae, het sy gekies om hom te prys. So dit leer ons dat wanneer God in ons lewens werk, al verstaan ons nie alles nie, om dit te embrace. Dis amper die natuurlike reaksie is om hom te nader en om te aanbid. En dan die volgende eienskap wat haar besonders gemaak het, is in is al 'n loflied van haar. Tussen vers 46 en vers 56 is die engel nou by haar weg en die opskrif daarvan is dat dit Maria se loflied is. So sy sing dit van God. En as ons iets sing van hom, dan erken ons eintlik wie hy is, nee. Sy sê, ek gaan dit nie probeer sing nie. Hy het sy dienaar Israel gehelp. Hy het nie sy belofte vergeet om ontferming te bewys nie. En dan vers 55, want hy het ons voorvaders beloof vir Abraham en sy kinders om vir altyd goed te wees teenoor hulle. So Maria was ook bekend met God se woord. Haar reaksie op God se roeping is dat sy hierdie goed van hom aanhaal uit die Ou Testament uit. Hierdie waarhede oor presies wie hy is. So sy het God se woord geken, sy het God se woord in haar hart gedra en dis baie belangrik en baie nodig want dis juis wat uitkom uiteindelik wanneer die lewe druk op ons plaas.
En dan die 5de en laaste eienskap wat haar besonders maak is 'n paar verse terug en dit is ek juig in God my verlosser. So Maria was ook afhanklik van 'n verlosser. Al was sy geseënd, al was sy deur God gebruik, het sy nog steeds afhanklik geleef van God se genade. Niemand staan buite die behoefte aan verlossing nie. Selfs die moeder van Jesus het gesê, ek het vir God nodig. En dalk is dit iets wat ma's besonders maak. Is nie dat hulle perfek is nie, maar dat hulle 'n lewe leef wat wys, dis waar my hulp en dis waar my hoop vandaan kom. Nou hiermee maak ek klaar en dit is dat vandag het ons stories gehoor van opoffering, van balans, van sterk wees. En ek is seker elkeen van ons wat vandag hier sit, die oomblik wat ons aan ons ma dink, dan is daar iets wat by ons opkom van hoe ons haar kan beskryf. Of dit jou biologiese ma is, of dit jou ou ma is, of dit 'n tannie is, of dit jou geestelike ma is, en of dit net iemand was wat 'n ma-figuur in jou lewe was. Maar as jy aan haar dink, dan is daar 'n manier hoe jy haar kan beskryf. Miskien is dit soos Maria, iemand wat God se woord geken het, iemand wat aanbiddend was, iemand wat nederig was. En vandag wil ons vir jou die geleentheid gee, hier's 2 sulke skynsmure waar daar staan, beskryf jou ma in 1 woord. En jy hoef dit nie te doen nie, maar ons wil jou nooi en sê as jy dit graag wil doen, kom beskryf net jou ma in 1 woord. So Moedersdag wil ek ook net sê, bring nie vir almal dieselfde vreugde nie. Moedersdag is nie vir almal 'n dag vol liefde en aanvaarding en 'n dag wat jou gelukkig maak en 'n dag wat jou net dankbaar maak nie. Vir party mense is dit swaar. Party mense mis vandag hulle ma. Party mense dra pyn van 'n gebroke verhouding. Party mense wil graag kinders hê, maar elke Moedersdag is net vir hulle weer 'n herinnering aan 'n gebed wat nog nie beantwoord is nie. Party mense, soos ons vanoggend vir Karen ook gehoor het al 'n kind verloor deur omstandighede wat ons nie verstaan nie. Party mense is vervreemd van hulle kinders. Party mense het sonder 'n ma groot geword. Party mense het met 'n ma groot geword, maar nie 'n ma wat alles was wat hulle noodwendig nodig gehad het nie. So 'n party van ons het onlangs dalk 'n ma verloor. Vir party van ons is dit dalk ons eerste Moedersdag sonder haar. Party van ons is dalk enkel ma's en ons dra al die gewig. Party van ons is dalk grootouers of net familielede wat moes inspring en wat moes help om die kinders groot te maak. Miskien mis jy net vandag iemand wat 'n ma-figuur in jou lewe was en wat jou gehelp vorm het. So ons wil nie net vandag moeders vier nie. Ons wil ook vandag ruimte maak vir elke emosie wat saam met hierdie dag kom. En juist daarom is dit so betekenisvol om te onthou dat wanneer ons na Maria kyk, dan sien ons nie die perfekte figuur nie. Ons sien iemand wat pyn geken het. Ons sien iemand wat onsekerheid geken het. Ons sien iemand wat vrae gehad het. En dit is dalk presies waar God vandag iemand wil ontmoet. So wanneer ek vir ons klaar gebid het, dan wil ons jou nooi, as jy wil, om vorentoe te kom en nie soos bordkruit hier op die punte van die verhoog en net jou ma te beskryf in 1 woord. Want dikwels besef ons dit eers later, maar dat die groot dinge in ons lewens nie dit is wat ma's vir ons gegee het nie, maar wie ma's vir ons was. So ons het gekyk na wie Maria was en ons wil vir jou geleentheid gee om ook jou ma so in 1 woord te kom beskryf. Kom ek bid vir ons. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom voor U vanoggend met dankbare en eerlike harte. Dankie vir die gawe van moeders vandag, vir die vroue wat gee sonder om altyd iets terug te verwag, wat liefhet met volharding, wat dra wat ander nie altyd kan sien nie. En U ken elke ma, U ken elke ouma, elke moederfiguur
U ken die vreugdes, U ken die opofferings, U ken daai stille gebede en U ken ook daai trane wat niemand anders altyd sien nie. So Here, vir die wat vandag vol dankbaarheid is, sê ons dankie. Vir die wat vandag hartseer is, vra ons vir U om troost te bring. Leer ons, Here, om soos Maria op U te vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Seën elke moeder, seën asseblief elke vrou, elke familie wat vandag hier teenwoordig is, en wanneer ons nou vorentoe beweeg, om net ons gedagtes en ons dankbaarheid op 'n muur neer te skryf, herinner ons ook vandag dat elke mens wat hier is, ook U handewerk is. Liefdevol gevorm, diep geken, nooit vergeet nie. En ons vra dit als in Jesus Christus se naam. Kom ons sê almal, amen. So ons gaan vir jou nooi, jy kan of kom skryf hier voor, of jy kan huis toe gaan en jou Moedersdag geniet, of as jy miskien net met iemand wil gesels of gebed nodig het, kan jy deurbeweeg na ons kapel toe en die gebedsspan sal vir jou daar ontmoet. Totsiens.